Weet jy wat gebeur? Ek sien die paus met hierdie oorlog in Iran op die oomblik. Kort sien ek die paus in die Vatikaan, dat hy iets te sê en so aan, kortliks en dan sy stil. Sê vir my, as die paus môre kom en hy stop die oorlog in die Midde-Ooste, geheel en al, nie net in Iran nie, maar ook Israel met Libanon en al die ander goed. Ek weet presies wat daar aangaan, want ek volg dit, is vir my baie belangrik. Nou vra ek net, sê vir my as die paus môre, Louis die 16de sê, stop die oorlog, en hy maak 'n vredesverbond, en hy maak, laat die Israel en die volke die verbond teken, die Arabiese volke. Nee, Amerika en Spanje en Duitsland, nee. Hy, Israel, die baie, het niks te doen met al die lande wat ek genoem het, toe ek net nou met jy gepraat het nie. Dit het te doen met die Arabiese 12 konings of prinse. Dis die rolspeler, die Arabiere, die Palestyne. Verstaan? Die verskillende Arabiese bondsgenote, 12 konings, want hulle is almal Hagar het vir Ismael gehad, die Egiptiese slavin van vader Abraham. Hy het mos 'n hoerkind by haar verwek. Ja, dit was nie sy vrou nie, hy het by haar net geslaap om 'n kind te verwek, omdat Sarah gevoel het sy is te oud. En toe word Ismael gebore. Toe gaan los Abraham vir Ismael en Sarah en Hagar in die woestyn om dood te gaan, nadat Isak gebore is, en Sarah gesê die slavin en die kind lag vir haar, maar toe sy al 13 jaar oud. In daai Bybelse tydperk, daai tyd, was dit 'n volwasse man op 13 jaar oud, hy was nie 'n kind nie. En dan wanneer hy hulle in die woestyn gaan los met 'n sak water en 'n brood om dood te gaan, dan verskyn die engel van Jahwe en hy sê hy gaan 'n magtige nasie maak. Hy sal sy nageslagte sal in die woestyn wees. Hulle sal skatryk wees. Superryk, ek ken hom maar net in my vingers. En hulle sal 'n magtige nasie word. 12 prinse sal uit hom voortkom. Die Bybel sê so. Wie is dit? Dis jou Arabiese state. So wie sluit die paus mee verbond mee? Met Israel en die Midde-Oosterse lande. Dis die baie, dis nie die Italianers en Frankryk en Amerika. Nee. Verkeerd, klaar verkeerd van die skrif af. So, hy sal met baie 'n sterk verbond sluit, en dis Israel. En dan gaan hy die offers hou. Hy gaan in die tempel sit en voorgee dat hy God is. Ek gebruik die woord God, soos wat hulle dit in die 33 gebruik. Voorgee dat hy God is, en naamlik Israel, die offerhands brand. Maar die Bybel sê, en gedurende die helfte van die week, sal hy, die Rooms-Katolieke paus, slagoffers en spysoffers laat ophou. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Nou moet jy mooi kyk. En wel tot aan die einde van wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Nou gaan ek vir u die gedeelte wys in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Wie's die hy wat in die tempel moet gaan sit? Dit is wat die verskil gaan maak. As die paus môre die verbond teken, hoe weet ons dis die finale verbond? Kan u vir my sê? Kom. Wat moet hy doen om dit die finale vredesverbond te maak, volgens Daniël 9:27? Hy moet in die tempel gaan sit en offers brand. As hy môre die verbond sluit, dan sal duisende mense oor die wêreld my bel en sê, Prof, is dit die laaste vredesverbond? Ek sal reguit sê, ek weet nie. Kom ons hou hom dop, of hy in die tempel gaan sit en die offers, naamlik Israel, waarneem. Dis die kwalifiserende gedeelte. En dis ook sê, Donald Trump moes in die tempel gaan sit en die offers waargeneem het, as dit dan sy verbond dan, van Oktober maand, ek dink is 9 Oktober, of wat ook al, dan die werklike een gewees het, dan moes hy mos in die tempel gewees het nou,
aanhoudend die offers gebrand het. Verstaan jy? Dis wat ons hom aan moet meet.